in die naam bo elke naam, Jesus, ons koning en verlosser. Dankie dat U vanoggend elkeen van ons vanmôre opnuut salf met U salwingsolie. Dankie dat U vanmôre ons ore salf, dat U ons oë salf, dat U ons hart salf om een met U Heilige Gees te wees. Laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom. Heilige Gees, kom wys vanmôre vir ons, waar het ek en elke ander een self blokkades in ons lewe veroorsaak, wat veroorsaak het dat U vloei van die Heilige Gees, die stroom van lewe nie deur ons kon vloei nie. Wat het ons gedoen om dit te verhoed? Wat het daardie vloei kom afsny, sodat ons nie meer kon hoor nie? Wat het veroorsaak dat ons in die wildernis beland het? Wat het in ons lewe kom steel? Dat my liggaam krank is, dat my liggaam siek is, en uitroep na genesing. Heilige Gees, kom wys vir ons wêreld het krank geraak in hulle hoofde, sê die woord vir ons in Jesaja 1. Dis wanneer daar verwydering kom tussen ons en U. Dankie Heilige Gees dat U salwing vanmôre vloei. Dankie dat U Heilige Gees wind en U engele vanmôre tussen ons beweeg, boodskappers van wind, om ons opnuut te revive, soos wat ons gesing het. Dat ons sal wakker word uit 'n diep slaap en lewend sal word, sodat U woord in ons lewens sal word, sodat U woord in ons sal woon, sodat ons die woord sal spreek, sodat ons in die woord kragtig sal begin beweeg, sodat U woord die rigting sal draai. Dankie Heilige Gees dat U kom vanmôre, dat U gedagtes vernuwe. Sit jou hand op jou kop. Heilige Gees, kom vanmôre. Kom vernuwe my gedagtes, dat hulle in lyn kom met God se woord, God se beloftes en U waarheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan deur 'n tydperk van omtrent 2 maande, met die Here die hele tyd met my net werk oor geloof. Geloof, geloof, geloof. En dit is nie net wat hy vir my kon vertel nie, of wat ek hoor in die woord nie. Ek moes van hierdie dinge al baie fisies deurgegaan het. En in elke stadium het ek deur 'n swak dippie gegaan, maar dan het hy my deurgevat. Elke keer het hy my hand gevat en het ek in oorwinning gegaan. En dit was so sterk dat ek net ervaar het, dit is waarmee die hele gemeente van Christus sukkel. En die grootste blokkade sit hierso. Wat jy dink en glo. Die woord sê vir die vrou, elke keer as daar een wat hy voorgebid het, selfs daai ene wat vir die genesing, dan sê hy, dit sal vir jou wees, soos wat jy glo. Die een wat sy dogtertjie besete was, van duiwels, wat hy gesê, dit sal vir jou wees, soos wat jy glo. En die ergste is, ons gelowiges staan baie vinnig op ons agterbene as iemand vir jou sê, jy moet net geloof hê in die Here. Maar ek het geloof. Of as iemand vir jou sê, jy het vrees, dan sal hulle vir jou dadelik sê, ek het nie vrees nie. Dan sê ek, maar jy bekommer jou dan oor iets. Nou wat is dit anders as vrees? Sien julle hoeveel
selfverdediging is tussen die kinders van die Here om die waarheid te praat. Dis vir ons moeilik om die waarheid te praat. Ek kan nie nou vir julle presies sê waar dit is nie, maar ek dink amper is in Romeine 3, waar daar staan, mense is leenaars. Maar God praat die waarheid. En Satan is die vader van die leuns. En vir hoeveel kom vertel hy nie leuns nie. En dit sal vir jou wees soos wat jy glo. 'n Mens is wat hy dink. Sien julle wat hier aangaan? As jy dink jy is nooit goed genoeg nie, gaan jy nooit goed genoeg wees nie. As jy dink jy het hierdie siekte, en is 'n ongeneeslike siekte, en dis wat die wetenskap sê, gaan jy nooit genees nie. Want jou stronghold lê in die leuen van Satan. Wat kies jy? Die diagnose van die dokter of God se woord? Wat kies jy vanmôre? Vir die geleerdes, in 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2 staan, nou dis baie moeiliker vir hulle om in geloof te wandel, want hulle wil met alles redeneer. Want hulle kan nie net die woord vat vir die woord van waarheid nie. Want hulle wil als redeneer, want hulle is fisies vasgemaak met ketTINGs aan hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ek is 'n ambassadeur van Jesus op hierdie aarde. Dis nie my wêreld nie. Ek is nie van hier nie. En as jy dink ek praat van môre nonsens, gaan lees jou woord. Dis wat die woord sê. Ek was ook daar by redenasies, baie sterk geredeneer in my lewe al. Dit kan my man getuig. En die Here het vir my kom vrymaak daarvan, en hy het net vir my kom wys, jy gaan nie in die krag van geloof kan wandel, as jy nie jou redenasies neersit nie. Want hulle gaan elke keer vir jou potjie, elke keer. Want jy gaan nie in die riem van die bonatuurlike krag van God kan beweeg. Jy gaan soos 'n hoender pik, pik, pik hier op die grond. Jy gaan met hard werk, pik, 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 pik na elke rigting. Maar wanneer jy in die krag van die Heilige Gees is, maak jy jou vlerke oop en jy sweef soos 'n arend, saam met sy wind. In die krag van die Heilige Gees. Dit beteken nie jy's nou lui nie, want God se kinders is nie lui nie. Luiheid is nie van God nie. Hy bestraf dit, hy sê gaan kyk na die muur in Spreuke. Ons woord is vanmôre geloof in Christus, getuig van 'n lewe bo omstandighede. Geloof is 'n gawe van God, dis 'n geskenk wat jy gekry het. Dit staan in Efesiërs 2. God het vir jou daai gawe gegee. Hy het vir jou die gawe, hy sê jy word gered uit genade deur geloof. Hy gee vir jou die gawe van geloof. Maar nou het jy die gawe van geloof, maar daar is 'n verantwoordelikheid op die gelowige om in hierdie geloof op te staan en die daad te verrig en dit te aktiveer. As hy net daar sou sit in geloof, ek bid in geloof vir werk, maar ek stuur nie een CV uit nie, dink jy daar gaan iets gebeur? Sien julle wat? Jy het geloof in wat die Here sê, jy vat dit in geloof, en jy begin klaar te beweeg. Abraham het in geloof sy land agtergelaat en gegaan na die land wat God vir hom gesê het hy moet gaan. Hy het dit in geloof gedoen. Hy het in geloof gegaan om sy seun te gaan offer en God het voorsien. Hy het nie geredeneer, maar dis die seun wat U vir my gegee het nie. U het gesê ek gaan daar gaan baie nasies uit my voortkom nie. Hy het nie geredeneer nie, soos ek met die olie nie. Hy het gedoen. Dis wat geloof is. Dis nie ter agtergrond. Nou gaan ons met die boodskap begin. Ons dien 'n almagtige God van wonderwerke. Wonderwerke word geaktiveer deur geloof
in God en die volmaakte verlossing deur die Seun van God. Dis onmoontlik om in 'n omgewing te wees of in 'n riekelm te wees waar wonderwerke gebeur as daar nie geloof is nie. Daar sal niks gebeur nie. Niemand sal genees nie, daar gaan nie groot dinge gebeur nie, niks gaan gebeur waarvoor jy die Here vertrou nie. As daar nie geloof is nie, dan kan daar niks gebeur nie. Dis 'n riekelm van geloof. Jesus kon nie in sy tuisdorp Nasaret enige wonderwerke doen nie, want hulle het vasgekyk aan die seun van Josef. So, daar het nie wonderwerke gebeur nie. En dieselfde ook, as ek en jy op 'n plek is, en ek weet God kan genees, maar die wetenskap, of dit wat ek in die land sien, die ekonomie, noem jou reuse maar, wat jou reuse ook al mag wees, en jy kyk in jou reuse vas, dink jy daar gaan 'n wonderwerk gebeur, want jy redeneer nou met hierdie reuse. Jy moet weet, in Jesus kan God my reuse verslaan. Maar jy moet daardie waagmoed hê om op te staan en verskoon my, ek praat baie Engels en Afrikaans deur mekaar, so dit moet julle nou maar net weet. Dit wat jy moet gaan doen, moet jy bereid wees om die duiwel te face. Jy moet met jou berg kan praat. Dit wat die probleem is, dit wat die berg is, dit wat die obstruksie is, dit wat jou verhinder om in oorwinning te kom, jy moet met daai berg praat, nie in jou gedagtes nie. Daai berg moet hoor, jy spreek hom aan. Jy moet met daai berg praat, nie net een keer nie, 'n paar keer. Want 'n berg is 'n hoopie grond wat al hoër en hoër en hoër en hoër geword het. Hy het nou al 'n muur geraak, hy het nou al 'n berg geraak, hy het dalk begin as 'n muurshoop. Jy moet met daai berg praat, want God se woord is vuur en 'n hamer, wat elke hart ook stuk en slaan wat nie in hom is nie. So jou woord, jy moet met daai berg praat, dis wat God sê. As jy maar net die geloof gehad het van 'n mosterdsaadjie, sê die woord, en met jou berg begin praat, werp jou in die see en dit sal so wees. As God so gesê het, is dit so. Wie is ek en jy om daaroor te redeneer? Gelowiges wandel in die bonatuurlike riekelm vanuit God se voorsiening, God se wysheid, God se krag, God se beskerming en God se genade deur die inwoning van die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid. Jy is gekonnekteer met Abba Vader en Jesus wat vir jou aan die regterhand van Vader sit jy saam met Jesus as jy 'n geredde, verloste kind, bloedgewaste kind van Jesus is, sê die woord vir ons in Efesiërs 2 ook, sit jy saam met Jesus in hemelse plekke. Maar Jesus het vir ons die trooster gestuur, die Heilige Gees, om vir ons in te tree as en ons te help. Hy is ons helper. Hy woon binne in jou. As jy 'n wedergebore kind van God is en jy's gedoop in die Heilige Gees, het jy die Heilige Gees binne in jou en hy is jou helper. En hy tree vir jou met versigtiging in. En daardeur is jy verbind met Jesus wat sit in hemelse plekke. Ek kan nou uitroep Jesus en Jesus hoor my nou. Ek hoef nie te wag tot wanneer hy beskikbaar is soos die polisie dalk nie. Hy is onmiddellik daar. Daai noodlyn is altyd oop. Maar ek kan alleenlik in daai riekelm beweeg. As ek gehoorsaam is aan God, my onderwerp aan sy woord en binne sy wil lewe. As ek in rebellie is en ek is vol redenasies en ek weet beter, kan hy my nie hoor nie. Want my ongeregtigheid staan tussen my en hom. Dis nie hy wat my los nie. Dis ek wat rebels is dan. Hoor julle wat ek sê? Dis die persoon wat ongehoorsaam is. Of as jy jou redenasies het, die wetenskap sê so, dan kies jy mos nou die wetenskap bo sy woord. En wat wil jy hê moet hy doen?
Jy kies dan die wetenskap oor God, wat alles geskep het op hierdie aarde, wat weet hoe alles werk. Selfs die wetenskap het hy geskep. Maar nou wil jy met hom kom redeneer. So ek ervaar, daar's rebellie dan. So ek moet die knie buig. En ons is baie vinnig om te sê, ons het nie rebellie nie. Ek moes daai en al baie gerepent het. Om in die volheid van God se geloof in Christus te groei, het ons nodig om die liefde van Christus te ken. Die woord sê dit vir ons. Ek moet die liefde van Christus ken. Hoekom moet ek die liefde van Christus ken? Want as jy nie glo God het jou lief nie, gaan jy baie moeilik die woord van God aanvaar vir die waarheid. As jy glo God het jou nie lief nie, gaan jy sukkel om die woord vir die waarheid te vat. Want jy dink jy is nie goed genoeg nie. En na wie luister jy dan? Die stem van die leenaar. Want as Jesus jou waardig geag het, en vir almal wat in hom glo in daardie kruis, die prys betaal het, hy het vir almal gesterf, maar almal kies hom nie. Hy het met sy lewe aan daardie kruis betaal. Hy was tot die dood toe gehoorsaam. So die prys is betaal. Dis ononderhandelbaar. Hy het 'n volmaakte prys betaal, sê die woord. Daar's niks waarin jy in so 'n tragedie beland het, wat God nog vir jou moet doen nie. Of wat Jesus vir jou nog in die kruis weer 'n keer moet gaan doen nie. Jou grootste ellende het Jesus klaar die prys voor betaal. Hoor julle my mooi? Daar's niks wat jy nog moet gaan doen nie. Jesus het klaar die prys vir jou betaal, die volmaakte prys as in die kruis van Golgotha betaal. Maar wat veroorsaak die blokkades? Die eie ek. Drinkpatrone, verkeerde, die strongholds waarvan gepraat word in 2 Korintiërs 10 vers 12 tot 14, wat opgewerp word, die skans wat opgewerp word in die waarheid van God, die redenasies. Ek sien nêrens, en ek gaan nou julle babbel laat bars, en ek was al daar. Ek, wat bedien het ook so geleer, maar die Here oortuig my anders uit sy woord uit, en die pad wat ek nou onlangs gestap het, Frans weer daarvan. Toe hy genesings gedoen het en op die aarde gestap het, en mense is genees, en sy disippels het op die aarde gestap, en soos wat Petrus geloop het hulle genees, soos die skaduwee, want dit was sy, die heiligheid en die waarheid wat uit hom uitgestraal het, want hy het God se woord geleef, hierdie mense genees, en hy het voorskote op mense gelê, en het genees. Hy het nie gesê, gaan haal asseblief gou al die verloningsgebede van die bloedlyne nie, dat hierdie ou kan genees nie. Ek het ook gedoen, ja. Die Heilige Gees het my oortuig. Toe hy in die kerk van Handelinge beweeg het, het hy nie eers 'n boek gaan uithaal nie. Jesus se bloed is enough. Weet julle waar kom die obstruksie in? Die ware bekeerling het nie alles ontvang nie. Die ware bekeerling het nie gevat wat God vir hom gegee het nie. Die ware bekeerling gaan soek nou in sy eie krag die verlossing op 'n ander plek. Julle kan my maar gooi. Julle kan maar gooi. Ek sien nêrens dat Jesus met 'n boek gesê, sy Petrus gaan haal daai boek vir my uit. Laat ons kyk hierso, ons met hierdie goeters nou eers afsny voordat hierdie man kan genesing kry. Hierdie ene, jete, ons moet eers deur daai 33 graad vir hy messelary gou werk. Skok ek julle vanmôre. Ek glo daar's ooreenkomste wat jou kan bind. As jy dan nie vrykom nie, gaan soek dit dan daar. Maar nou kom die mens en hy almal daar vas. Terwyl ons in geloof moet wandel, waar is geloof? Vat die prys wat Jesus vir jou betaal het in die kruis. Het jy dit ten volle gevat? Of het jy geglo, God is nie lief vir my nie? Messelary is in elk geval uit. As die een is. Dis taboe.
Vrymetselary is 'n ooreenkoms met Satan. So jy moet daai ooreenkoms breek. 'n Ooreenkoms is 'n wettige ooreenkoms. Dit beteken nie, ek moet my net jouself regstel. Dit beteken nie Jesus se bloed het nou vir jou gesterf en jy hoef nie daai ooreenkoms te breek nie. Enige ooreenkoms is 'n bindende ooreenkoms. Dan moet jy, dit wat jy met Satan in kompromie was, moet gesny word, dit moet gebind word, moet gekanselleer word, jy moet gaan bely wat jy verkeerd gedoen het voor God. Want alles kom by verandering waar repentance plaasvind. Want Petrus het vir hulle gebid, toe daai klomp Jode wou kom, toe sê, julle moet gaan repent en julle laat doop. Jy moet gaan repent vir jou sonde. Maar as jy klaar die pad loop, en jy is nou al 10 jaar in hierdie pad wat jy met die Heilige Gees wandel, en daar's obstruksie, jy kom nie vry nie, gaan soek dit maar daar. Ek sê nie, dit is nooit daar nie, maar ek wil net 'n shift hier bring. Ons gelowiges raak nader aan so, behep met hierdie goed, laat ons nie in die krag van die Heilige Gees wandel nie. Met 'n mindshift plaasvind, wie is vir jou die grootste? Want as jy, die dag toe jy tot bekering gekom het, jou sondes laat staan het, jou vloekery laat staan het, jou drinkery laat staan het, jou rokery laat staan het, jou dobbelary laat staan het, dan het jy in die krag van die Heilige Gees beweeg. Maar wat doen ons? Ons neem Jesus aan, maar ons hou al ons sondes. En dan kom ons na die beraader toe, beraader moet nou help, ons moet nou deur al hierdie gebede werk, maar die meantime was hierdie, wil ek amper vir jou sê, jou omdraai en jou repentance was fake. Want jy het nog gekies om vas te hou waaraan jy gemaklik is. Sien jy dit so? Hoekom wil jy nog vashou? As jy dan nou Jesus kies, hoekom wil ek nog kies om al hierdie goed, ek sal Jesus kies, maar François, hierdie is dan net vir my kosbaar, ek hou hulle so 'n bietjie vir my. Is dit ware repentance? As jy nog vloek, as jy nog skree, as jy nog beklei in jou huis, as daar 'n rumoer is in jou huis, wat gaan daar aan? Aan wie bring jy die eer? Aan God. Gaan lees Efesiërs 4. Jy is buite lyn. Jy het jou nie aan God se woord onderwerp nie. Skok ek julle vanmôre. Maar ek glo, daar is mense wat nie vrykom nie. Dan gaan ek, en dan gaan kyk ek, wat se ooreenkomste was daar, wat hulle nog met repent. Dis met ander woorde, ooreenkomste is 'n baie sterk ding. As jy 'n ooreenkoms met Satan gesluit het, staan daai ooreenkoms. Daai ooreenkoms moet ontbind word, hy moet gebreek word, voordat jy kan vorentoe gaan. Verstaan julle nou? So ek sê nie, dit is glad nie, maar ek sê, partykeer, ek het al gesien hierso, ons operate nader aan so vanuit die verstand uit. As hierdie een sukkel met dit, dan het ons moes die antwoord. Ons is moes die dokter in die kerk. Ja, jy dit. Hoor julle wat ek sê? Ons laat nie toe dat Heilige Gees sy oortuigingswerk doen en mense kan vrykom nie. Ons staan soos fariseërs in die pad, wat die koppie aan die buitekant skoon maak, maar self verhinder ons hulle wat binne is, om binne te gaan. Met ons kopkennis, eet ons van die boom, van kennis van goed en kwaad. Terwyl ons moet eet van die boom van lewe. Ek hoop julle verstaan my. As ek het nie mooi oorgedra het nie, bel my, ek sal dit weer verduidelik. Die liefde van Christus te ken en in eenheid te groei. Efesiërs 3 vers 19 sê, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, met alles wat ek weet, alles wat kopkennis is, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Pausiekie. Moenie dat daai stukkie wat ek jou nou vertel het, jou waantjie opgooi, en dat jy nie verder luister nie. Ek was ook daar.
Ek het boeke deur repent, glo vir my. Dis die pad wat ek die laaste 2 maande geloop het. Waar die Here vir my kom wys het, hoe kom jy waarlik vry? Hoe kom jy waarlik vry? In God se woord gewas te word. Ken die woord. Hierdie woord moet jy oggend en aand lees, elke dag van jou lewe. Dis wat jou was. God se woord was jou. En as jy nie die woord lees nie, word jy nie gewas in God se heiligheid nie, want sy woord is die waarheid. Hy heilig jou in die waarheid. Johannes 17 vers 17. Hy sê ek heilig julle in die waarheid. Hy bid vir sy disippels, want God se woord is die waarheid. En dan sê hy in Efesiërs 5 vers 26, dan sê hy vir die mans, so moet julle vrouens lief hê, soos wat Jesus Christus die gemeente lief gehad het, wat sy liggaam vir hulle gegee het. Hy het hulle gewas in die waterbad, die woord van God. As jy 'n koning en priester in jou huis is, en jy's die man in die huis, is dit jou verantwoordelikheid om jou vrou te was met hierdie woord. As jy nie jou vrou was met hierdie woord nie, staan jy nie in jou priesterskap nie, en gaan jou huis maar dit moeilik hê, want die woord sê, jy moet haar was in die woord van God. Elke keer wanneer ek en jy hierdie woord lees, kyk ons in 'n spieël, en Heilige Gees oortuig ons, waar's ek buitelyn. Dis ons die woord van God leer ken, wanneer hy ons was met sy woord. Elke keer as ek hierdie woord lees, was hy my skoon. Dis so ek al hoe heiliger word, want die Heilige Gees woon in my. Hy begin my te was. Hy oortuig my van sonde, oordeel en geregtigheid. Hy was my met sy woord. Daar's niks meer krag as dit in hierdie woord is, want dit is God se waarheid. Dit François net nou praat van die dagboek. Ek vir julle sê, maak bietjie oop, en ek breek nie meer nie, ek roem in die Here. Ek was so bang vir kerk, ek het vir my lewe weggehardloop vir kerk. My Bybel kan jy maar vat, kom. Dis my padkaart in die lewe. My hele lewe word geskryf in hierdie padkaart. Dis my kosbaarste besitter. Want God se woord is lewend. Toe ek hom nog nie eers mooi geken het nie, my eerste droom was waar ek gesien het, dat op my bedkassie, by my bed, het ek gesien, ek tel 'n boek op, en uit die boek uit, en ek het in my Bybel gemerk, by watter vers ek het gesien het, en uit die boek uit kom 'n kaart, soos 'n atlas. En uit die kaart uit, sien ek toe die oudtydste gereedskap, wat ek in my lewe nog nie gesien het nie. Maar dis God se woord, en dis hoe hy ons toerus. Dis hoe hy ons toerus, om sy bruid te wees. Ek het niks geweet van die woord nie. Ek was in godsdienst tot en met 40 jaar. Ek het Bybel gelees elke oggend en elke aand. Kerk toe gegaan elke Sondag. Alles presies gedoen volgens die boek, maar Heilige Gees was nie in my nie. Ek het alles gedoen wat die boek gesê het om te doen. Maar die dag toe Jesus in my lewe instap, toe verkrummel elke muur van redenasies. Toe verkrummel die eie ek. Skielik kon ek my mond oopmaak en van God getuig. Ek kon nie genoeg van hom praat nie, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. My man sukkel nou nog om my stil te kry. My kinders weet, hulle word heeldag gewas, heeldag met die woord. Dis al wat jy by my hoor, daar's my familie, gaan kuier ek iewers, ek praat net woord. Hulle praat so ietsie dan, as ek weer met die woord. Want die woord is so kosbaar, daai stukkie in Hooglied het sê, I'm lovesick. Ek is rarig, lovesick vir my hemelse bruidegom. Ek is lovesick, ek kan nooit genoeg van hom kry nie.
Want hy het my kom lewendig maak, want ek was lewendig dood binne in die kerk. Heiligmaking en die vrees van God volbring, 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en hulle ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Dis die bruid se verantwoordelikheid. Dis my werk om van alle besoedeling van die vlees ontslae te raak, sodat God se gees my kan reinig. Maar ek gaan die keuse moet hê. Ek weier om vuil taal verder oor my lippe te laat gaan. Ek weier om te skinder. Ek weier om negatief te praat. Ek weier om die leuns van Satan te aanvaar vir die waarheid. Ek is al in daai kantoor van my, so as iemand daar negatief spreek, dan sê ek sommer ek bind hierdie woorde in die naam van Jesus. Ek is so bold. As iemand nie weet ek is vir Jesus nie, dan weet ek nie. Dan is hy horende doof. Maar ek en jy moet die keuse maak. Jesus het die prys betaal, maar die verantwoordelikheid lê by my en jou, die keuse wat ons maak. Hy dwing hom op niemand af nie, hy's 'n gentleman. Hy kom nie so Satan, dat jy in vrees gaan, in paniek gaan, en jy doen dinge onbesonne, en dan sit jy na die tyd met die gevolg nie. Dis hoe Satan werk. Satan manipuleer met vrees. Hy bring jou in situasies wat haaglik is. Hy laat jou in omstandighede beland, wat jy nie weet hoe om daar uit te kom nie, want hy's 'n leienaar. Maar Jesus is anderster. Hy gaan die woord in jou invluister. Maar jy moet die keuse neem om dit te vat. Hy praat sag en gentle. En jy gaan nie sy stem herken as jy nie verhouding het met hom nie. Hoe gaan jy sy stem herken? Tussen al die stemme in die wêreld. Maar hoe nader jy in hom beweeg, en hoe meer tyd jy vir hom maak, hoe beter begin jy sy stem identifiseer. Jy weet wanneer hy met jou praat. Hy praat deur sy woord met jou. Hy praat met jou wanneer jy bid. Hy praat met jou selfs wanneer jy werk toe ry. Hy praat met jou deur musiek. Selfs wanneer jy verkeerd doen, dan sal hy vir jou sê, maak reg. Vernuwing van gedagtes en gehoorsaamheid aan die wil van God, daar's die groot ding. Ek moet elke dag, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Want die woord sê, as ek 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, is ek 'n vyand van God. Jy moet kies vandag. Kies jy God, of wil jy people pleaser wees? Want as jy 'n people pleaser wil wees, gaan jy baie moeilik hê om Jesus te volg. Ek sien niemand het vir hom beklei toe hulle hom wou kruisig nie. Was daar een wat gesê het, los vir Jesus? Nie een het opgestaan. Nie een nie, want hy is nie van hierdie wêreld nie. Nie een nie. Jy moet jou gedagtes vernuwe elke dag. Word nie in hierdie wêreld gelykvorm, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy gaan voel, die wêreld is teen my. Jy gaan voel, partykeer hier is 'n omstandigheid. Jy gaan partykeer voel, dis taaf, dis regtig moeilik. Maar dis 'n keuse wat jy moet maak. En weet, in Jesus is ek meer as 'n oorwinnaar. En Jesus is my oorwinning. Jesus sal my nooit los nie. Hy sê dit vir my in Hebreërs 13 vers 5. I will never forsake you, die Amplified. Hy sê dit 3 keer. Dis ons wat hom los. Dis ons wat dink, Here, maar U kom nou nie deur vir my nie, want ons is mos nou ongehoorsaam. En ons is ongeduldig. Want ons is gewoond in 'n drive-through lewe. 'n Quick fix. As dit nie nou is nie, dan maak ek sommer plan 2.
bewys van die bonatuurlike leefwyse van die gelowige deur die inwoning van die Heilige Gees. In Jesus beweeg ons as gelowiges in die bonatuurlike riekelm. Vir baie mense maak dinge nie sin nie, maar vir ons maak dit sin. Vir ons wat Jesus liefhet, maak baie dinge sin. Ons raak nie bekommerd oor die ekonomie nie. Ons raak nie bekommerd oor alles wat hulle voorspel nie. Want Jesus het in sy woord gesê, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Gaan dit anders te wees? Nee. Waaroor wil ek en jy bekommer? Jy gaan jou siek bekommer en daarna sit jy nog met 'n migraine of daarna sit jy nog met antidepressante. En dan is jy nog eers op 'n gehoorplek. En dan sit jy met verslawing. So wat moet ek en jy doen? Moet sê, hierdie goed is nou teen ons. En weet jy wat, as dit gebeur, dan word jou karakter maar net sterker gebou. Jy gaan dit oorwin. Maar hou jou fokus op Jesus. Weet, in hom is jy 'n oorkomer. Daar's geen twyfel daarin nie. Ek is 'n oorkomer, maak nie saak wat kom nie. Kry vir jou gelowige vriende wat jou kan deurdra. Weet julle wat put my uit? Mense wat heeldag kla. Kyk, dit trek my af nie, dat dit vir my voel as ek daar ry, dan sê ek net, Here, asseblief, tel my net op uit hierdie gat, laat ek net weer kan vlieg soos 'n arend. Want hulle laat jou voel of jou vlekkies sommer geknip word. Dit maak jou moeg. En as jy daar is, ons is nie altyd op 'n high as ons gelowiges is, jy moet dit glad nie dink nie. Paulus vertel van ons gaan partykeer ons met lydsaamheid om deur die verdrukking ook die oorwinning te kan behaal. Dan moet ek weet, ek gaan nou hier deur, maar dis geen bekommernis nie. Dit wat die Here vir my instoor het, is groter as wat ek gehad het. Waar is jou fokus? Waar is jou geloof in God? Hy's 'n God van die bonatuurlike. Hy gooi nie vir jou mieliepitte uit om te eet nie. Jy sal altyd genoeg hê. Maar die probleem is die mens se vlees. Ons gaan partykeer in begeertes wat nie van God is nie. En dan kry ons partykeer seer. En dan is dit maar net, ek wil amper sê, dis net so regstellingkie, kom hier. Ekskuus Fransjo. Jy ry nou hier op die pad, en hier kom nou hier net so papband. Wat moet jy doen? Moet jy maar net so bietjie aftrek, die band vervang, en so regstellingkie van roete. Sê, die Heilige Gees, ek vertrou hier gaat ons weer. OK. Hebreërs, hierdie moet julle asseblief baie mooi oplet. Hierdie demonstreer wie is ons werklik in Christus en die voorregte wat ons in die Heilige Gees het. Want net hierna van vers 6 af verduidelik hy vir hulle die afval wat daarna kom. Maar hierso sit hy uiteen, ons wat klaar die Heilige Gees en die koninkryk van God gesmaak het, in watter posisie ons is. Neem dit baie mooi kennis van. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, sien jy beweeg op 'n bonatuurlike vlak. As jy eers Jesus in die Heilige Gees gesmaak het, gaan jy my regtig nie weer in dooie godsdienst kry nie. Daar's nie een manier nie. Daai hele kerk sal revive as ek instap. Ek sal nie net daar kan sit nie. Daar's nie 'n manier nie. Want ek is vol van die Heilige Gees. Want wat binne is moet uitvloei. Ek bedoel, ons sal overflow. Maar God se Gees is 'n overflow. Dan sê hy in vers 6, en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. Met ander woorde, hulle was bekeer, maar hulle het afvallig geword. Hulle het begin, en ek praat nie net van 'n backslide hier nie, ek praat van wanneer jy God
en die Heilige Gees en die gemeenskap van die gelowiges, die kerk van Christus heeltemal verloon. Jy kry mense wat heeltemal dit verloon en terugdraai na die tradisies van wetsonderhouding. Dan kom jy eintlik op 'n plek, want jy dink jy raak nou bietjie meer heiliger met jou wetsonderhouding en jy dink jy weet nou alles. Maar wat jy eintlik nie weet is, jy's besig om jou los te maak van Jesus Christus, die kruisdood. Want jy kies om deur wetsonderhouding jou eie geregtigheid te bewerk. Dit kan dalk baie interessant wees, maar pasop dat dit nie vir jou intrek nie. Jy's besig om jou dan los te maak van Heilige Gees en Jesus Christus se verlossingswerk. En dis waarvan hier gepraat word. Afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot 'n skande maak. Met ander woorde, hulle aanvaar nie die prys van Jesus nie. Ons moet baie versigtig wees om terug te gaan in wetsonderhouding, want die wet was 'n skaduwee van die toekomstige, staan in Hebreërs 10. As jy weer dit beteken jy moet nie God se gebooie gehoorsaam nie, verstaan my mooi. Ek praat van om in presiese wetsonderhouding te gaan, en die maan, en alles dop te hou, en ons moet dit, want as ons nie hierdie doen nie, dan gaan ons nie die blessing van die Here aanvaar nie. Dan is jy op 'n verkeerde plek. Ons moet baie mooi verstaan, ons is heidene, wat ingeënt is in die olyfboom deur Jesus Christus. Vir die Jode wat Jode is, dit is wat die Here met hulle, die verbond wat hy met hulle gesluit het. En dan praat hy daar iewerster, ek kan nie vir jou nou sê presies wat 'n gemeente in Openbaring nou sê, julle wat sê julle Jode is, maar julle is nie Jode nie. Gaan lees dit maar. Hebreërs 6 vers 7, want die grond wat die reën indring, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seun van God. Kyk hoe wow is dit, sien jy? Ons wat almal saamwerk in die akker van God, het almal deel aan die Seun van God. God is nie 'n aannemer van persoon nie, hy het nie witbroodjies nie, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het, en nog dien nie. Hy sien dit raak. Hy sien raak. Hy sien raak wat jy doen Johan vanmôre. Hubby, hy sien dit raak. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Weet julle hoeveel keer as jy vir mense vra, as jy baie seker van jou saak, dan twyfel hulle. Hoe kan jy ooit twyfel as jy kind van God is? Jou sekerheid moet vas en seker wees. Jy moet die prys vat. As hy het vir jou die Heilige Gees as 'n geskenk gegee. Maar jy moet hom vat. En as hy nou hierdie geskenk gaan bære in die boekrak daar in sy studeerkamer, kan dit enigstens waarde hê? Nee. Hy moet daai geskenk ontwikkel tot die volheid van God. Hebreërs 6 vers 12, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Ons is erfgename. Mense beklei hier op die aarde so oor erfgoed, maar ek sien hulle nie eintlik beklei oor Jesus se erfgoed nie. Oor God se erfenis nie. Daaroor is hulle min gepla. Die gelowige wandel in die krag van die Heilige Gees. Hebreërs 5 vers 13 en 14, want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoë besit het, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Ek lees hierso, jy moet in die gees groei. Jy moet in die woord groei, sodat jy oor die geestesvermoë kan beskik, om te kan onderskei. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, glo vir my. Dis die waarheid. Ek was so verpiepte ou mensie. Ek kon nie eers bo of ba gesê het in 'n geselskap nie. Glo vir my, daar's my sussie, hier's my man.
Dan hoop hy net ek wil bietjie saam met die vrouens bietjie gaan tee drink, dat hy net bietjie vryheid het, maar ek stel in niks belang nie. Want ek praat met niemand nie. Ek bly altyd stil. Ek het net môre en totsiens gesê, dis al. Maar die dag toe die Heilige Gees in my woning maak, kon niemand my stil kry nie. Want soos 'n stroom van lewende water. Ek sal nie kan ophou nie, want ek weet waar ek was. Ek weet wie ek was. Ek weet wat het hy in my lewe kom doen. Hy het my hele lewe kom omdraai, hy het my man se lewe kom omdraai, hy het my gesin se lewe kom omdraai, hy het my familie se lewe kom omdraai. Hy het ons almal kom omdraai. Hy begin met een in 'n familie. En dan kom die turn. Dan draai almal. As die een daai U-turn vat, dan gaan almal hom vat. Want die krag van God se Gees is sterker. Die hele boek Handelinge, die eerste kerk, getuig van bonatuurlike wonderwerke. Gaan lees jy nou jou boek Handelinge. Gaan lees hom asseblief. Dan gaan kyk jy. Elke keer as jy 'n wonderwerk sien, dan maak jy 'n kring. Dan lees jy 'n stukkie, dan kry jy 'n wonderwerk, dan maak jy 'n kring. Handelinge was die eerste kerk van die gelowiges. Hoeveel wonderwerke was daar? Baie. Ek sit vanmôre in my badkamer en ek dink aan die vrou wat 18 jaar 'n gees van krankheid gehad het geboos en Jesus haar en op die Sondag bevry het daarvan. Julle ken mos daai stukkie. Dit dog ek. Jesus toe die Fariseërs nou met u beklei, want hulle mag nou nie op 'n Sondag genees nie. Maar as Jesus het nie vir die vrou gevra. Wat sou ooreenkoms het jou familie gemaak nie? Hoor julle wat ek vir julle probeer sê? Ek bespot dit nie. Ek probeer die waarheid in julle aan julle bekendstel. Vat God se waarheid. Ons raak baie keer deur doktrines en allerlei goed wat ons in kerke leer, wat nie God se waarheid, raak ons gewend aan hierdie goed. En dit raak 'n doktrine en 'n lering, maar dit is nie hoe God dit gedoen het nie. Dis nie hoe Jesus dit gedoen het nie. Dis nie hoe die nuwe gemeente in Handelinge dinge gedoen het nie. Mense het vrygekom. Het hulle 'n ander Heilige Gees gehad? Het hulle 'n ander Jesus gehad? Nee, dis dieselfde een, maar dit gaan oor geloof wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Het jy daai geskenk ontvang? Ek weet vanmôre skud ek baie mense. Glo my, voordat julle geskit word, is ek geskit. So. Hoekom sien ons vandag in ons kerke so min wonderwerke? Kerke is 'n plek, jy gaan sit daar Sondag, ontvang die woord, sing lekker saam, stap daar uit en ons almal gaan eet lekker. Volgende Sondag herhaal ons dit. Maar ek sien nie dat die mense wat in die kerk ingaan verander nie. Hulle vloek nog net soos laas week. Hulle beklei nog net soos laas week. Hulle is nog net so siek soos laas week. Dan doen ons iets in die kerk nie reg nie. En dit sluit vir my en Fransjo in. Moenie dink ek sluit vir my uit nie. Julle onthou seker so 'n maand of twee, julle sal seker onthou, ek kan nie onthou nie, Gerard, onthou jy? Ek het een keer daar gaan sit, toe sê ek het vir die Here gevra, ek wil nie bedien in 'n gemeente waar ek die krag van God nie sien nie. Hy moet kom en verandering bring. Kan julle my woorde onthou? Van daai tyd af is hy met my besig. Want onthou net, ons woorde dra krag. Het ons nie gelykvormig geraak in die wêreld nie, die wêreldse beginsels nie. Het die wêreld nie ons brein so kom kontamineer, dat ons sukkel om in geloof te wandel nie. Dat ons sukkel om die waarheid van God te vat, bo wat die wêreld vir ons sê. Is dit nie ons probleem nie. Want ons is so, as iemand vir my iets sê, dan gaan Google ek gou-gou. Wat sê Google? Mrs. Google. En dan gaan vra ek my vriende, wat sê my vriende? En JD dan bel jy vir Rikkie, dan sê hy, maat, wat dink jy hiervan? En dan die Henriette bel vir Kodientjie en sê, my kind,
Hulle sê nou so, maar wat dink jy? Doen ons dit nie almal nie? Dat ek en jy nie op die plek wees om eerste na God te gaan nie. Ek lees so 'n mooi dingetjie. Wanneer jou horlosie stukkend is, vat jy hom na die horlosiemaker. Nie na die skoenmaker nie. Jy vat jou horlosie na die horlosiemaker toe, nie na die skoenmaker toe nie. Maar as dit by my en jou liggaam kom en waar ons swaar kry, dan gaan vra ons vir Mrs. Google. Ons het nodig om ons gedagtes te vernuwe. Romeine 12 vers 2, ons moet dit daagliks doen. Daagliks moet ek bid, Here, kom vernuwe my gedagtes, ek lê myself neer. Ek kies om die woord te glo. Ek kies om in die waarheid te wandel. Kom vernuwe my gedagtes, dat U Heilige Gees my besit oor my gedagtes neem, dat ek die dinge sal bedink wat bo in die hemel is en nie onder op die aarde is nie. Help my om in geloof te wandel, dat ek die woord sal eet, dat U woord vir my 'n feesmaal sal wees. Daai woord moet ek en jy eet. Meer as wat jy 'n 3-gang maaltyd geniet. Ons het nodig om dit te doen. Ons moet 'n nuwe gesindheid kry. Ons moet 'n Christ-like mind kry. Ons moet 'n nuwe passie en ywer in Jesus Christus kry. Dan sal ons hierdie dinge verstaan. Is ek en jy 'n bedelaar of 'n erfgenaam? Weet jy hoe klink ons gebede? Ag Here, help asseblief. Ag Here, hierdie een is siek, ag help asseblief. Ag Here, doen bietjie daai, help asseblief. Dit klink soos bedelaars voor God, terwyl ek en jy 'n erfgenaam is. Sien julle die mind shift wat moet plaasvind? Ons kom uit doktrines. Dit beteken nie jy moet voor op die wa wees nie, maar jy moet weet wie is jy in Christus. Jy moet weet wat is jou autoriteit in Christus. Want dan gaan jy vir die berg sê, beweeg. Maar ek kan nou gaan sit en sê, Here, sal U asseblief hierdie berg vir my wegskuif? Sien jy, dan neem jy nie jou autoriteit op nie. Dan opereer jy soos 'n bedelaar, terwyl God vir jou die sleutels van die koninkryk gegee het. Efesiërs 1 vers 13, baie lief vir Efesiërs. Dis die eerste boek wat ek gelees het toe ek tot redding gekom het. Dit het sommer so 'n hele wêreld voor my laat oopgaan. Toe ek besef ek was dood in sonde. Toe ek, ja Here, ek was. Dit was my die grootste openbaring daai nag. Ek het langs my bed gesit op my knieë. Ons ry die volgende dag huis toe. Het ek ou bedlampie gesit want ek weet my man gaan nou met my raas en sê kom klim nou in hierdie bed en slaap. En nou is ek vol van die woord en ek kan nie ophou Bybel lees nie. Dis soos 'n spons. Ek soek dit nog en die een openbaring is vir my groter as die ander ene. En ek lees daar, jy was dood vanweë jou sonde. Dit het my sommer so ingetrek. Ek besef ek was heeltemal dood. Efesiërs 1 vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. As ek en jy Jesus aangeneem het, as ons persoonlike verlosser, dan verseël hy ons met die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon binne in jou. Dit beteken, 'n voorbeeld, as ek by 'n winkel is en ek het nie genoeg geld nie, en ek koop nou hierdie hele, weet nie wat dit is nou nie, sê maar hierdie hele boekrak, maar ek het nou nie geld om hierdie boekrak se boeke te betaal nie. Dan sê ek vir die handelaar, ek gee nou net eers R100, hou dit asseblief hierso, maar moenie my boeke verkoop nie. Selfde, Heilige Gees het klaar vir my en jou die prys is klaar betaal. We are set apart for God's purposes. Jy kan nie meer gaan doen in hierdie wêreld wat jy wil nie. Jy's eenkant geplaas vir God se gebruik om 'n lewe van heiligmaking te lewe. Deur die Heilige Gees wat in jou woon, doen hy die heiligmakingswerk. Maar jy die keuse, maak jy tyd vir sy woord. Lees jy, laat jy jou was in sy woord. Die bruid moet haarself voorberei, soos wat daar staan in 1 Johannes 3 vers 3 wat ons hele in die begin gelees het. Sy moet haarself gereed kry vir haar hemelse bruidegom, om in suiwerheid te wandel.
Vers 17, ons is amper klaar julle, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Slegs wanneer jy die Heilige Gees het, maak die woord van God vir jou sin. Ek het vir julle vertel, voor 40 het ek alles mooi getrou nagekom, maar ek het nie die woord verstaan nie. Dit was vir my soos 'n boek wat vir my baie moeilik was, ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon maklike goedjies lees, soos die psalms en so, maar sekere goed het nie regtig in diepte vir my 'n verskil gemaak nie. Vers 18, hierdie is 'n baie belangrike bladsy. Bid Paulus, sodat God vir ons sal gee, die verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Jy moet weet wat is jou roeping. Jy moet weet wat die rykdom is van sy erfenis in hom. Jy moet dit weet. Jy hoef nie 'n bedelaar te wees nie. Jy moet weet daar's 'n hoë roeping op jou lewe. Jy is nie sommer die straatveer nie. Daar's 'n hoë roeping op jou lewe. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, hierdie moet jy asseblief merk in jou Bybel. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. As jy nie glo nie, gaan dit nie so wees nie. Dan kan jy hierdie nou maar uit jou Bybel uithaal. En dan kan jy sommer baie ander blaaie uithaal. Want as jy nie glo nie, gaan dit nie so wees nie. Glo is die sleutel. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en ons saam opgewek, Efesiërs 2 vers 6, en ons saam opgewek het, saam laat sit in hemele, in Christus Jesus. To walk in faith is to have the mind of Christ. To walk in faith is the mind of Christ. Jy kan nie in geloof wandel as jy nie 'n nuwe mindset in Christus het nie. It is the opposite direction of the world. Dankie Here Jesus. Heilige Gees, ek wil U loof en prys. Here, partykeer het ek ook partykeer daar gestaan en geredeneer en dan gesê, Here, ek weet nou nie, ek verstaan nou nie meer nie. Partykeer het ek op my mat gaan lê en gesê, Here, ek wil kom was net alle doktrines en leerstellings uit my, dat ek net die waarheid kan vat en in die woord kan wandel soos wat U dit vir ons gegee het. En dan as ek my kom kry, dan was daar maar weer goed ingeslyp het ons iewers te geleer het. Maar Heilige Gees, ek kom vanmôre en ek bid oor hierdie gemeente in die Upper Room. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid, soos wat daar staan in Johannes 17 vers 17. Dat ons in die waarheid sal wandel, want dit is net die waarheid wat ons waarlik kan vrymaak. Dis nie Jesus nie. Dis Jesus alleen. Deur sy versoeningsdood aan daardie kruis het U vir ons versoening gedoen deur U bloed, my Vader. Dankie Heilige Gees dat U in ons woon. Dankie dat U die naprediker is van hierdie boodskap. En dankie dat U elkeen in sy gemoed rustig maak. Dankie dat U julle elkeen vul met U wysheid, U waarheid, U krag en U sterkte. En dankie Here dat ons redenasies kom onderwerp aan U gesag en U autoriteit. Dat U vir ons die waarheid sal kom oopbreek. Sodat ons werklik by die plek te kan kom om te weet ons is kinders van U Abba Vader, mede-erfgename van Jesus Christus in die koninkryk van God. Dat ons kan weet wat is ons erfenis en die beloftes wat U vir ons gegee het. U sê in die woord ons moet U herinner aan die beloftes. Here, hoe kan ons U herinner aan die beloftes as ons nie eers die woord ken nie? Here, dat ons 'n aptyt en 'n honger sal ontwikkel vir die woord, sodat U ons kan was met die woord, sodat die woord in ons lewend kan wees, sodat ons die woord kan spreek, sodat ons U kan herinner aan die beloftes, sodat ons in moeilike omstandighede U woord kan spreek en ons berge kan aanspreek, om te weet, dit staan in die woord, dis God se belofte. Dis waarteen ek moet opstaan. Here, dit voel vir my partykeer, U gemeente is so ryk in die volheid van U woord wat U vir ons gegee het in die Heilige Gees, maar dat ons partykeer soos arm bedelaars kindertjies rondhardloop, radeloos en soek vir antwoorde.
terwyl ons net moet uitroep, Here Jesus, help. Jesus, U is die naam. U sê, roep my aan in jou benoudheid en ek sal jou uithelp. Die naam Jesus is wat genesing bring. Die naam Jesus is wat die tronkselle se deure laat oopgaan. Die naam Jesus is wat die boeye breek. Die naam Jesus breek alle vestings en strongholds in die naam van Jesus. Die naam Jesus bring genesing. Here, dat ons werklik by daai plek sal kom, dat ons in die krag van die naam van Jesus sal beweeg in die volheid van die woord. Dat ons die woord in ons harte sal dra, dat ons die woord sal ken. U het gesê, U in die nuwe verbond, U kom U woord in ons harte skryf, in ons gedagtes. Maar dankie dat U dit lewend maak deur die Heilige Gees, en dat ons tyd sal uitkoop om by U voete te sit, die woord te lees, sodat Heilige Gees ons kan onderrig in die waarheid. Dankie dat elkeen verseël is vanmôre in die bloed van Jesus. Dankie dat elke gebed verseël is in die bloed van Jesus. Dankie dat hierdie woord verseël is in die bloed van Jesus. En dat die vyand nie sal kom om hierdie woord te kom verdraai en tweedrag te saai nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.